Hallo julle, ek is so bly om julle te sien vandag. Nou was julle al ooit te kort gewees om oor iets te sien? Dit is 'n groot probleem vir my vandag, want ek hoor nou al die heel oggend 'n snaakse geluid aan die ander kant van daardie muur. Maar ek kan net nie oor die muur kyk om te sien wat dit is nie. Dit is glad nie lekker om so kort te wees nie. Weet julle wat? Ek dink ek gaan iets ontwerp. Ek dink ek gaan iets ontwerp wat my groter of langer gaan maak en waar ek oor die muur kan sien. Nee, ek het 'n beter idee. Ek gaan skoene ontwerp. Ek gaan skoene ontwerp met springs onder dit. Dan kan ek op en af spring en hoog spring sodat ek lekker oor die muur kan kyk. Ja, julle, ek like daai idee. Ek gaan sommer nou dadelik aan die werk gaan spring. Wel, om hierdie skoene te maak, wat gaan ek nodig hê? Ek gaan stewige skoene hê, wat 'n lekker sterk sool het. Hulle gaan styf om my voete moet kan vasmaak, dat as ek in die lug spring, dat my voet nie gaan uitgly nie. En springs, ek gaan springs nodig hê. Ja, ek gaan 2 springs nodig hê. Nee, ek gaan 4 springs nodig hê. 2 vir elke skoen. Met so baie springs gaan ek so hoog kan spring. Ek gaan nie net oor die muur kan kyk nie. Ek gaan sommer die hele buurt kan sien. Maar waar gaan ek sulke groot springs kry? Weet julle wat? Ek het nou die dag agter op my pa se kar, daar by die agterwiele, het ek groot springs gesien. Dalk moet ek hulle gaan leer. Tina! Ja, papa? Wat maak jy? Ek is besig om supercool spesiale skoene te ontwerp, papa. Hoekom maak jy spesiale skoene? Want ek hoor nou al die heel oggend 'n baie snaakse geluid aan die ander kant van die muur, maar ek's te kort om te sien. So ek wil kan spring op die skoene, sodat ek lekker oor die muur kan kyk en kan sien wat daai snaakse geluid is. Is daar nie makliker maniere om oor die muur te kyk nie, veral wat niks met my kar se wiele uit te waai het nie? Nie waaraan ek kan dink nie. Wat dalk van 'n leer, kan jy nie 'n leer gebruik om op te klim en oor die muur te kyk nie? Haai papa, ek het nie eers daaraan gedink nie. Dis nogal 'n goeie idee en weet papa wat? Dit gaan vinniger wees as om hierdie spesiale skoene wat ek wil maak te maak. Dan gaan ek sommer chop kan opklim en sien wat daai snaakse geluid aan die ander kant van die muur is. Dan gaan ek wees amper soos 'n gees in die Bybel. Saggeus? Saggeus. Kan nie nou daai storie onthou nie. Maar solank hy 'n goeie ou is, dan kan jy seker maar so Saggeus wees. Ek gaan nou eers loop. Roep my as jy op die leer gaan klim. Jy kan nie op jou eie opklim nie, nee. Bye bye. Okay, bye bye pa. Wel, Saggeus was nie 'n goeie ou in die begin van die storie gewees nie. Maar later het dit darm 'n bietjie beter gegaan. Nou Saggeus was 'n tollenaar gewees. Ja, dis 'n baie snaakse naam daai, nê. Maar 'n tollenaar was iemand wat geld ingesamel het van die mense af vir belasting en wel, daar's niks fout daarmee om daai werk te doen nie. Die probleem was dat baie van die ooms wat daardie werk in die Bybelse tyd gedoen het, nie baie eerlike ouens was nie. Hulle was eintlik baie lelik geweest met die mense. Hulle het vir hulle vir meer geld gevra vir belasting as wat hulle moes betaal het en dan het hulle daardie ekstra geld gevat en in hulle sakke gevat en daai geld gesteel. Dis mos glad nie mooi nie. En die mense het niks van hulle gehou nie omdat hulle geweet het dat hulle sulke skelmgoeders gedoen het. Nou op 'n dag het Jesus in daardie dorp waar Saggeus gewerk het en gebly het, aangekom. En almal het nou al gehoor van Jesus en hoe wonderlik hy is en van al die mooi en groot goeders wat Jesus gedoen het. Almal, Saggeus was een van hulle wat gehoor het van Jesus en almal wat daar was, wou Jesus ook vreeslik graag ontmoet het of ten minste net gesien het. Weereens was Saggeus een van daardie mense gewees.
En soos wat Jesus deur die dorp geloop het al die mense bymekaar gekom om vir Jesus te sien en vir Jesus te ontmoet. En daardie dag wou Saggeus dit ook gedoen het, maar hy het dieselfde probleem gehad as wat ek vandag gehad het. Hy was te kort gewees en hy kon nie oor al die mense gesien het nie. Hy het toe probeer dink aan 'n plan wat hy kon maak. Hy het toe 'n slim plan gemaak. Hy het rondgekyk vir iets op wat hy kan klim en al wat hy kon gesien het was 'n boom. Hy het toe by die boom opgeklim en uit die boom uit kon hy vir Jesus met sy eie oë gesien het. Man, hy was baie trots op homself gewees. Dis nou nie so goed soos om Jesus te ontmoet het nie, maar ten minste kon hy vir Jesus gesien het. Maar Jesus het met die paadjie verbygekom en toe Jesus onder daardie boom kom en wat Saggeus weggekruip het, toe stop Jesus onder daardie boom en hy kyk op. En weet julle wat sien hy? Hy sien vir Saggeus en hy sê vir Saggeus met 'n harde stem: Saggeus, klim uit die boom uit, want vandag wil ek vir jou kom kuier. Saggeus was baie bly en opgewonde, want hy wou vreeslik graag vir Jesus ontmoet het. Maar die ander mense, hulle was nie baie gelukkig gewees met Jesus nie. Hulle het glad nie gehou daarvan dat Jesus sommer by so 'n ou skelm ou wou gaan kuier het nie. Nee, hulle het net mooi niks daarvan gehou nie. Maar dit het verskriklik baie vir Saggeus beteken. Dit het vir hom so baie beteken dat Jesus by hom wou gekuier het en dat Jesus met hom wou gepraat het. Want hy het geweet dat al die skelmgoed wat hy gedoen het nie baie mooi is nie. Maar nog steeds wou Jesus hom geleer ken het. En daardie dag het sommer sy hele lewe verander. Hy het daardie dag besluit om al die geld wat hy gesteel het vir die mense terug te gee. Maar hy het ook besluit om sommer die helfte van al sy besittings, van alles wat hy het, vir die arme mense ook te gee. So daai een ontmoeting met Jesus het sy hele lewe verander. So hierdie storie leer vir my dat ons almal vir Jesus baie belangrik is. Selfs al het ons lelike en stoute goed gedoen, wil Jesus ons vergewe en wil hy ons hele lewe verander. Maar julle nou dat julle hierdie hele storie gehoor het en bietjie van Saggeus in die Bybel geleer het, dink ek die tyd het aangebreek vir ons om te gaan uitvind wat daardie snaakse geluid is wat ek nou al die heel oggend hoor. Julle, ek kan nie wag om te sien wat dit is nie. Is julle reg om saam met my te gaan? OK, hier gaan ons. Nou weet ek wat daai geluid is. Dit is die professor wat hoekoors het. Maar nou dat ons uitgevind het wat daai geluid is en daai hele storie gehoor het, nou dink ek kan ons beweeg na ons onthou versie toe vir vandag. Sien julle nou weer? Welkom terug by vandag se onthou versie. Nou hierdie een het ons al voorheen gedoen, maar kom ons kyk wie van julle dit kan onthou en dan doen julle die bewegings weer saam. Ons lees uit die Bybel uit Johannes 3 vers 16. Onthou, Johannes het 'n weekie aangehad. So Johannes 3 vers 16 sê: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16 sê: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou maats, ek hoop julle onthou dat ons almal baie spesiaal is vir Jesus en dat hy sy lewe vir elke liewe een van ons gegee het, sodat niemand van ons verlore moet gaan nie.
Al het ons al 'n paar stoute goed gedoen, wil Jesus ons nog steeds vergewe. So kom ons bid gou saam, maar moet dan nog nie weggaan as ons amen gesê het nie, want dan gaan ons nog lekkere liedjies saam sing. Here Jesus, baie dankie dat U baie goed is vir ons, dat U baie lief is vir ons en dat U ons oppas. Ag Here Jesus, en dat ons spesiaal is vir U. Maak nie saak hoeveel lelike en stoute goed ons gedoen het nie. Dankie dat U aan die kruis gesterf het om die prys van my sondes te betaal sodat ek vergewe kan word. Maar Here Jesus, help my asseblief dat ek 'n goeie mens sal wees. Dat ek goeie besluite sal maak, die dinge wat U hart baie bly sal maak. En Here, as ek goeders verkeerd gedoen het waar ek nie goeie besluite gemaak het nie, bid ek dat U my asseblief sal vergewe en sal help dat ek nie weer dieselfde foute sal maak nie. Ek bid ook Here Jesus dat U asseblief al hierdie maats en hulle families en hulle maatjies, man, almal wat hulle ken, Here Jesus, asseblief baie veilig en gesond sal hou en dat hulle ook 'n lekker skoolvakansie sal hê. Ons bid dit om U heilige naam se wil, Here Jesus. Amen. Nou moenie weggaan nie, ons gaan nou lekker dans, maar sien julle volgende keer. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, You reign forever, our hope, our strong as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, You reign forever, our hope, our strong You do not faint, You